Goeiedag, geliefdes. Ek groet julle weer eens in die naam van Jesus. Ek sien uit om saam met julle dan nou les nommer 37 aan te pak. Welkom by les nommer 37 en dit gaan oor God vereis dat sy kerk begeerig sal wees om haarself gereed te kry vir die bruidegom, Christus. Halleluja, mag die Here ons seën. Ons vertrou daarvoor. Die vraag wat ek begin alweer met 'n vraag. Die vraag is, wat beteken dit dat ons lampe vol moet wees? Wat beteken dit? Ons het baie al van die 10 maagde gehoor, die 5 verstandiges en die 5 dwaases. Die dwaases het nie genoeg olie gehad nie. Toe die bruidegom kom, toe het hulle nie genoeg olie gehad nie. En hulle is uitgesluit. Hulle het nooit weer kon herstel om daarin te kom nie. Want die antwoord van die bruidegom was, gaan weg, ek ken julle nie. Met ander woorde, daar is die antwoord al eintlik klaar, oor hoekom het hulle nie olie gehad nie. Wat is olie? Dit is dat jy soveel tyd uitkoop in jou haastige, besige lewe, dat jy soveel tyd uitkoop, dat hy jou ken. Kyk, God weet van alle mense, God weet alles, maar om hom te ken, beteken jy neem tyd met hom. Jesus sê, ek noem julle nie meer diensknegte nie, want die diensknegt weet nie wat sy Heer doen nie. Maar as jy baie tyd met God neem, en jy gehoorsaam hom, en hy gee vir jou allerhande opdragte, en jy doen dit nou gesed, dan begin hy jou ken, as iemand wat hom lief het. Want hy sê, het julle my lief? Doen dan wat ek vir julle sê. So, hoe weet hy wie is jy? Jy moet naby aan hom kom, jy moet hom gehoorsaam, jy moet tyd met hom spandeer, jy moet dit doen wat hy vir jou sê, want dan word jy nie meer 'n diensknegt genoem en dan word jy sy vriend genoem. Hoe sal hy jou sy vriend noem, as jy nie doen wat hy sê nie? So, daar's klaar 'n paar antwoorde, maar ons gaan kyk na die aantekeninge ook. Die vraag is, wat beteken dit om gereed te wees met ekstra olie, genoeg olie, dat jy by die bruidegom kan uitkom met 'n lamp vol olie wat skyn in die donker, want hy gaan middernag kom. 'n Middernag is 'n tyd wat niemand weet wanneer dit is nie. Nou die antwoord hiervoor is, wat ek vir julle in die aantekening gee, is, ons sal olie hê, ons sal genoeg olie hê, as ons met al ons vermoë wat ons het, met al ons vermoë, ons energie, ons begeertes, ons wil, ons wese, ons hele wese, met alles wat ons het, om te koop wat vir God belangrik is. In ander woorde, jy spandeer jou tyd. Nie jou geld nie, jou tyd. Ja, ook jou geld, maar dit gaan oor, jy spandeer jou tyd met God. Hoekom? Jy wys vir hom hoe belangrik hy vir jou is. As jy sukkel om tyd te spandeer met God, weet jy wat jy sê eintlik? Hy is nie vir jou belangrik nie. As jy nooit tyd met hom spandeer nie, en met sy woord nie, dan beteken dit absoluut dat jy het geen belang by hom nie. Jy stel nie belang om hom te ken nie. Dis die boodskap wat jy vir hom gee. So, dis om alles te koop wat vir God belangrik is, wat hom alleen sal behaag. Dis hoe jy dit wys. Hoe wys ek vir iemand, ek is lief vir iemand? Ek doen dinge om tyd te neem met so iemand. En so iemand te probeer, jy weet, om gelukkig maak en om geseënd maak en toe te sien dat hy ook kan vooruitgaan of wat ook al. Dit is hoe jy liefde betoon. So, dit beteken ons moet baie tyd met hom spandeer. En sy koninkryk in ag neem. Sy koninkryk moet vir ons belangrik wees. Belangriker as ander goede. Want hy sê, soek eers die koninkryk en my geregtigheid. Dan sal ek die ander goed wat jy so voor hard werk dag en nag, sal ek vir jou outomaties sê, ek sal vir jou gee in jou slaap. Maar as jy God nooit soek nie, dan gaan jy hom nie kry nie.
En jy gaan arm wees aan God en sy geregtigheid. En dan het jy nie olie nie. Hoekom? Het jy dit nie gekoop nie? Was nie vir jou belangrik nie. Jy het nie tyd uitgekoop nie. Daar sê die skrif, koop die tyd uit, want die dae is boos. Wat doen die bose dae? Hulle gee vir jou meer video's om te kyk. Hulle gee vir jou meer programme op TV om te kyk. Hulle gee vir jou meer dingetjies om te gaan bywoon vir jou eie plesier. Hulle gee vir jou meer dinge wat jou dronk maak en wat jou bedwelmd maak en wat jou besig hou en wat jou allerhande goddelose dinge by betrokke raak. En hoe verder jy op hierdie pad van die goddelose gaan, hoe meer sit jy in die kring van die spotters en sal daar geen vrug van God in jou lewe wees nie. So, ons moet koop. Koop beteken, wat is vir jou, wat is die waarde wat jy het aan hierdie ding? As jy graag 'n Ford bakkie wil koop, dan gaan jy gaan come what may, jy gaan 'n plan maak, maar jy gaan daai bakkie gekoop kry. As 'n vrou 'n rok van baie van hou, gaan sy wat ook al maak, al draai sy haar man se arm af, maar sy gaan daai rok kry. Nou ek beklei nie met julle oor rokke en bakkies nie, hoor mooi. Ek probeer illustreer, dat dit wat vir jou belangrik is, dit koop jy. Dit wat jy ernstig mee is, daarmee neem jy tyd. Jy koop die tyd uit, jy spandeer jou lewe, jy spandeer jou tyd met die Here. En dan sien die Here jou hart, dan ken hy jou. Maar as jy dit nie doen nie, gaan hy vir jou ook sê, ek ken jou nie. So, ons moet die Here behaag, baie tyd met hom neem, sy koninkryk in ag neem, terwyl ons totaal op hom gefokus is, en op hom gefokus bly, en hom ons totale begeerte maak. God is my begeerte, ek begeer die Here, ek is lief vir die Here, ek spandeer baie tyd met die Here. Mense wat my ken sal dit kan beamoen. Terwyl ons so op hom gefokus is, dat ons volle oorgawe aan hom gee, 100% totale oorgawe, my hele hart, Here, my hele hart, my hele begeerte vir U, vir U alleen. Prys die Here, daar is geen beter plek as dit nie. Ek is absoluut gaande daaroor, dat ek die Here my alles gee, my tyd, my binneste, my wese, die liefde van my hart, gee ek vir die Here. Ek het nie geskryf om hom volkome, om met hom volkome oorgawe aan te gaan, en jou hartsliefde, jou lof aan hom, jou dank aan hom, en jou aanbidding aan hom, belangrik te maak. Dit is die belangrike ding, om hom te aanbid en hom te loof en te prys, opgewonde te wees oor hom, uit te sien om hom te sien, uit te sien om sy woord te lees, uit te sien om die Here, bietjie van die Here te kry, nog 'n bietjie olie koop, nog 'n bietjie olie koop, nog 'n bietjie salwing kry, halleluja. Die eerste paragraaf wat ek hier so nommer 1 noem is, daar's wyse en daar's daar dwaase maagde. En die dwaase maagde het nie olie gehad nie, of genoeg olie gehad nie. En hulle het dit gemis. Hulle het God gemis. Dit is verskriklik. As jy God mis, het jy alles gemis. Maar die ouens wat die Here gesoek het, hulle het die hele tyd gekoop, olie gekoop, salwing gesoek, die Here gesoek, die gesalfde gesoek, tyd gekoop, gespandeer, gemaak dat jy daar is wat die Here jou wil hê, en doen wat die Here wil hê jy moet doen. Jy is 'n totale oorgegewe, jy het 'n oorgawe gemaak aan die Here, en hy is jou Here, hy is jou eienaar, hy is jou God, en jy is syne, totaal en al, alles van jou is syne, halleluja. Dis die wonderlikste plek om te wees. Ek beveel dit aan. Probeer dit, jy sal nooit spyt wees nie. Want weet wat, as jy dit doen, dan voeg hy by alles wat jy nodig het.
Matteus 25 vers 1 tot 13 praat van hierdie maagde, wat vir die bruidegom moes wag. Hy sê, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem en uitgegaan het, om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. Maar andere, jy kan maar aanvaar dat die statistiek van die Here hier is akkuraat. 50% van alle mense wat sê hulle is gelowiges in die Here Jesus Christus, 50% van hulle is nie getrou nie. Sal nie die tyd uitkoop genoegsaam om genoeg olie te hê nie. Maar andere dwaase gelowiges. Nou gaan hy verder en hy sê, en 5 van hulle was verstandig, en 5 was dwaas. Hulle, toe die dwaases nie meer olie in hulle lampe gehad het nie, kon hulle dit nie met hulle saamneem nie, hulle kon net neem die bietjie wat oor is in hulle lampe. En gou het hulle gesien, maar die lampies gaan uit. Hoekom? Want die olie is op. Daar is nie olie nie. Daar is te min van God. Olie praat van die salwing van Jesus, die Christus. Christus beteken salwing. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle in hulle lampe geneem. Vers 5 van Matteus 25. En midderdag was daar 'n geroep. Pom, 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 pom. Daar gaan die bassein. Daar kom die bruidegom. Gaan uit, hom tegemoet met 'n uitroepteken. Dis 'n skree. Juiging en 'n geskree van, gaan uit en ontmoet die bruidegom. Toe staan al die maagde op en maak gereed. En die dwaase maagde sê vir hulle, gee vir ons van julle olie, want ons lampe is leeg. En dit is 'n bewys dat hulle nie erns met die bruidegom gehad het nie. Hulle het geen vrug dat hulle ernstig met die bruidegom gewees het nie. Maar die verstandiges antwoord vir hulle sê, miskien sal daar nie genoeg vir ons en vir julle wees nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. Dis nou maar hoe dit gaan werk. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof. En die deur is gesluit. Later kom die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. Paragraaf 2. Hoeveel waarde heg ek en u? Hoeveel waarde heg ons aan Christus se uitnodiging? Ek het in 'n vorige les met julle gepraat, Baaiesgroep, Minderheidsvries, daar's 'n uitnodiging. Nooi, kom. Jesaja 55 vers 1 tot 13 sê, o almal wat dors het, kom na die waters. En wie geen geld het nie, sonder geld. Kom koop, ja, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld, sonder prys, wyn en melk. Jy sien, as jy die Here eerste stel, jy soek sy koninkryk, dan voeg hy al die melk en die koffie en die suiker en alles, voeg hy by. Prys die naam van die Here. Vers 2 sê, waarom weeg julle geld af vir wat nie brood is nie? Maar waarvoor spandeer julle tyd wat nie waarde het nie? Julle spandeer tyd aan goede wat nie ewige waarde het nie. Neig julle oor en kom na my toe, luister en julle siel sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, die bestendige genadebewyse van Dawid. Kyk, ek het hom tot 'n getuie van die volke gemaak, tot 'n vors en 'n gebieter van die nasies. Kyk, nasies wat jy nie geken het nie, sal jou roep, en nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou hardloop, terwille van die Here jou God, van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Soek die Here terwyl hy te vind is, roep hom aan terwyl hy naby is.
Laat die goddelose sy weg verlaat. Verlaat dit wat jy verkeerd doen. En die kwaaddoener, sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer. Dan sal hy hom barmhartig wees. En tot onze God, want hy vergeef vermenigvuldiglik. Roep die Here aan, moenie talm, soek die Here nou. Hy vergeef. Vers 8, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Dis die hele ding van die weg, wat die Here sê, ons moet ons bekeer van ons eie weë, om op sy weg te kom. Hy sê ons gedagtes is nie sy gedagtes nie. Ons moet ons bekeer in ons gedagtewêreld en van ons weë wat ons doen. Hy sê, hier staan dit. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, my weë is nie julle weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër as die aarde, so is my weë hoër en my gedagtes hoër as julle gedagtes. Vers 10. Want soos reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig om dat dit voortbring en uitsprei en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. So die Here gee hierdie gawes vir ons om te lewe, maar hy wil hê, ons moet so lewe dat ons tyd met hom spandeer, dat ons sal oorgee aan hom, dat hy ons God en koning sal wees. Hy is dit in elk geval, hy het die wêreld geskape, hy het die aarde gemaak, hy het alles gemaak, maar hoekom is ons nie by hom nie? Dis 'n verskriklike vraag. Is omdat ons nie wil buig en bely dat hy die Here is nie. In vers 11, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie ledig, dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie. Nie leeg nie, ook nie ledig nie. Die woord van die Here sal doen waarvoor dit gestuur is. Dit sal my behaag. Dit sal my plesier gee as ek sien my woord verander mense, red mense, genees mense. Dis my behaag dat jy genees sal word. Maar jy moet die Here jou Here maak. Want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word. Die berge en die heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek. En al die bome van die veld sal hande klap, want die hele skepping gaan bly wees, dat daar iemand is, daar 'n paar mense is, wat wys is, wat die Here maak. Die skepping wag met reikhalsende verlange, vir die openbaarmaking van die seuns van God, wat hom gehoorsaam, wat lyk soos hy is, en wat wag vir hom. Vir 'n doringboom sal 'n sipres opgaan, vir 'n distel 'n myrtelboom. Dit beteken die Here verander die vloek in 'n seën. As jy sukkel met vloeke in jou lewe, dis nie God se skuld nie. Gaan kyk na jou lewe. Gaan kyk, hoeveel olie het jy? Gaan kyk, hoe hanteer jy die Here? Paragraaf 3. Wat reken jy? Is jou werke warm of is jou werke koud? Hoe sien jy dit? En wat dink die Here daarvan? Openbaring 3 vers 5, die sê, ek ken jou werke. Jy is nie koud nie, jy is ook nie warm nie. Was jy maar toch koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is, en nie koud of warm nie, so tussen die boom en die bas, ons probeer alles, jy weet. Nee, jy maak die Here eerste. Die Here het nie vir gesê, try jou bes nie. Hy het net gesê, gee jou oor aan my, ek sal jou verander. Jy sê, jy is nie koud, maar sal ek jou uit my mond uitspieg, omdat jy lou is. Nie warm nie, ook nie koud nie. Maar nou sê hy verder. Jy weet nie, dat jy ellendig is, en beklaanswaardig nie. Dat jy arm is, en blind is, en naak is nie. Dis die probleem van 'n mens, wat nie naby die Here leef nie. Jy weet nie hoe jy vir God lyk nie. Daarom sê ek raai jou aan, om vir my te koop, sien hier kom die woord, om vir my te koop, goud, wat deur vuur gelouter is. Dit wil sê, dit wat vir God belangrik is, sodat jy ryk kan word, ryk in God, en wit klere, dit wil sê, jy is geheilig, jy is apart gesit vir God se alleen gebruik, dat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid,
nie openbaar word nie. Wat is die skande van jou naaktheid? Dis die vrug van jou lewe wat nie lyk soos die Heilige Gees se vrug nie. Wat nie lyk soos Jesus se vrug nie. Wat nie lyk soos die Vader se vrug nie. Jou vrug verraai jou. Hoekom? Want jy is nie waar jy moet wees nie. Jy het nie die Here gemaak wie hy is en wie hy behoort te wees vir jou nie. En dan sê hy, jy moet al hierdie goed koop, né, om jou naaktheid te bedek. Dan sê hy vers 19, almal wat en dan ook salf vir jou oë kan oopgaan. Hoekom kan jy nie hierdie goed sien nie? Jy moet tyd koop, salwing by die Here, olie. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtigheid. Hierdie woord is dalk vir u 'n bestraffing en 'n tugtiging, maar omdat hy u lief het. Hy wil nie hê u moet eendag wanneer hy kom, totaal en al onkant gevang word nie. Hy wil jou nou help, hy wil jou nou waarsku, so die betyds kan draai, sodat hy jou betyds kan oprig en jou kan help. As iemand my stem hoor, hy sê, wees dan ywerig en bekeer jou. Hy bestraf jou, wees dan ywerig en bekeer jou. Halleluja. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Klop jy in jou hart, ek wil ingaan en saam met jou eet. Wil maaltyd hou saam met jou, omdat ek jou lief het, omdat ek vir jou omgee. Aan hom wat oorwin sal ek gee, om saam met my te sit op my troon, soos ek oorwin het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor, wat die Gees aan die gemeentes sê. Die Here seën vir u. Tot volgende keer.